Vriende, ek nooi u om die woord van die Here oop te maak, ook vanaand by 'n bekende gedeelte, Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3, en ons gaan saam lees 9 teksverse, Filippense hoofstuk 3, daar vanaf vers 8 tot en met vers 16. Filippense hoofstuk 3, en is eintlik maar net een vers, die teks, ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek het al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek het ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eengesind wees. Net tot sover die skriflesing uit die Here se onfeilbare woord uit. Ons gaan vir 'n oomblik net stil word, vriende, dan bly ons sit en ons bid net 'n woordjie saam. Here Jesus, ek lees in Hebreërs 13, dat ons deur U aan God 'n lofoffer moet bring, en by die implikasie van daai vers is maar net, dat ons nie eens vanaand kon gesing het, as U ons nie gehelp het nie, as U nie ons sange bymekaar gemaak het, en dit gepoleer het, gereinig het, en die bedoeling van die hart van die gemeente saam kon vat, en met daardie bedoeling ons sange tot by die ore van God gebring het vanaand nie. Dat ons deur U aan God 'n lofoffer kon bring. Elke lied wat gesing is keurig gekies met 'n doel, deur die Gees van God voorberei, om ons harte te stig, in te stem, te bring op die noot van God, op dieselfde golflengte te bring, sodat U vanaand met ons kan kom praat. Dankie Here dat ons kon deel, en ons harte kon oopstel, ons stemme kon voeg, ons binneste kon oopskeer, om na die troon van God te kan gaan, om genade te kan kry, dat ons deel, ons afhanklikheidsverklaring vanaand deur sang aan U kon bekend maak, ook in hierdie gebed. Want die woord sê vir ons, sonder U kan ons niks doen nie. Ons is totaal en al afhanklik van U. Ek kan nie eens 'n woord oor my tong rol, alvorens U dit nie al van geweet het, en U my in staat stel om dit te kan doen nie. Ek kan nie luister nie, ek kan nie my ore grawe om te hoor wat U vir my wil sê, as die Gees van God nie die saad van God se woord alreeds in 'n hart plant wat voorberei is, met die hark van God, die spitvirk van God omgedolwe is nie. En daarom is ons afhanklik van U in hierdie aand. Ons het gekom, Here, om anders uit te stap as wat ons ingekom het. Ons het gekom om versterk te word, om 'n deurbraak in ons lewe te ervaar. En ons kan dit nie doen sonder U nie. Hoor ons bede, hoor ons noodroep in hierdie aand, wanneer ons tot U nader. Dankie dat U nie die hoop beskaam nie, dat U hom wat na U toe kom nooit uitwerp nie, dat U oorneig, gewilliglik neig, na die hulpgeroep van die kinders. Dankie dat U vir ons sê, roep my aan en ek sal jou uithelp. En ons lê eer vanaand vir die hulp van God, goddelike hulp, hemelse hulp, wat na ons toe afkom. Wil U die woord vanaand in ons harte oopbreek?
gee rigting, gee die verligting van die verstand, stuur Here, U lig en die waarheid, dat die ons lei. Breek dit oop vir ons. Spreek tot in ons hart. En dit is my gebed, dat U dit sal doen wat U beloof, in die naam van die Here Jesus met alle dank. Amen. Amen. Ek wil graag vers 14 as die teks en oordenking aan die voorhou, waar Paulus sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God en Christus Jesus. Kan jy die rigting hoor? Ek vergeet iets agter my, ek strek my na vorentoe. Hier word van 'n lewensrigting gepraat. En dis ook die tema aan die aand, die regte rigting. Die regte rigting. Ek lees van onlangse navorsing, vriende, wat wêreldwyd vir ons sê, dat daar 800,000 motorongelukke plaasvind elke jaar. 800,000 plaasvind. En hulle sê die rede waarom meeste van hierdie ongelukke plaasvind is hoofsaaklik as gevolg van 4 dinge wat mense verkeerd doen. Hulle praat met 'n selfoon op die oor en dit veroorsaak ongelukke. Of hulle verstellings aan die knoppies by die radio of selfs hierso onder op die stuurwiel, is hulle besig met ander dinge en dit veroorsaak dat hulle in 'n ongeluk kom. 'n Derde rede is dat hulle wegneem etes en kos, dalk 'n koffie drink in hierdie weggooibare koppie en sukkel om die koffie in die gaatjie te kry, die houer waar die staander is waar die koffie moet kom. Dit veroorsaak ongelukke. Want dit trek mense se aandag af. En dan sê hulle ook, die ander een is die uitstrek wanneer hulle hande gebruik om iets, sê maar 'n sigaret wat geval het op die grond op te tel of 'n lekkertjie daar op die grond op te tel. As jy uitstrek om iets in jou handsak te kry, net in 'n oomblik het jy jou aandag afgetrek en daar het 'n ongeluk plaasgevind. Weet jy dat al hierdie ongelukke kon vermy gewees het? Die impak van 800,000 motorongelukke kon verlig gewees het as die mense maar net die ding gedoen het wat ons doen as ons moet bestuur. En dit is om te fokus op die pad. Om op die regte rigting te kyk. Om nie rond te kyk nie. Nie toe te laat dat ons aandag afgetrek word nie. Die ou mense het nie verniet gesê, hierdie woorde, moenie loop waar jy kyk nie, kyk waar jy loop. Ek word vanaand sommer aan dit herinner. As jy Paulus se lewensstandaard so bietjie ondersoek en jy kyk na sy briewe, en feitelik elke gemeente het hulle gebring by 'n plek van om in die regte rigting te beweeg. Dat daar 'n verkeerde pad was, dat hulle nie moes toelaat om afdraai paadjies te vat in hulle geestelike lewe nie. Hy het op verskeie plekke aan die gemeente sekere opdragte gegee, dat hulle nie hulle fokus moet verloor nie. Hulle moet waak om nie van koers te verander nie. Ek lees byvoorbeeld daar in 1 Korintiërs 2 vers 2 dat hy vir hulle sê, ek neem my voor om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Sy lewensrigting aan die gemeente van Korinte was niks anders as die Here Jesus nie. Hoor die fokus wat hy vir homself gee. Hy skryf van in die tweede brief van Korinte in 2 Korintiërs 4 vers 18, want ons moenie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Hier gee hy vir hulle 'n lewensdraad, 'n rigtingwyser. Moenie kyk na die sigbare dinge nie, fokus op die onsigbare dinge, want dit is ewig. Hy skryf aan die gemeente van Efese aan Efesiërs 5 vers 15 as hy sê, pas dan op, dat jy nougeset wandel, nie as onwyses nie, maar as wyse. Kyk hoe jy leef. Jy moet 'n wyse mens wees. Leef nougeset. Koop die tyd uit, sê in vers 16. Aan die gemeente van Filippi het hy daar in Filippense 3 al reeds vir ons gesê, dat daar sekere dinge was, kan ek sê, rigtingstelers in sy lewe. Sekere dinge wat sy aandag afgetrek het van sy regte rigting waarin hy geleef het. Sekere dinge wat Paulus sê, ek kan dit nie meer in my lewe toelaat nie, wat ek moet uitsny uit my lewe uit, en vir my om die regte rigting te kan bewandel. Ons gaan nou weer 'n bietjie daarna verwys, maar in Filippense 3 vers 3 tot 8 noem hy byvoorbeeld sy etnisiteit. Ek is 'n Hebreër uit die stam van Benjamin, dat hy die regte velkleur gehad het. Hy sê dit staan in my pad.
om die regte fokus in die lewe te kan hê. Hy sê ek was 'n fariseer, onberispelik. Hy sê my vrome lewe, my goeie kerklike lewe het in die pad gestaan vir die regte rigting. Selfs sy akademiese kwalifikasies, hy was 'n fariseer, 'n goedgeleerde man. Hy sê my geestelike kwalifikasies trek my aandag af om in die regte rigting te beweeg. Uiteindelik kom hy dan by sy lewensideaal hier in vers 14. Een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry. Paulus sê ek jaag na die doel om die prys te verkry. Hy sê eksplisiet hardloop ek kies om in 'n sekere rigting te behandel, te hardloop. Ek kies my lewensrigting reg. Ook in die gemeente van Korinte in 1 Korintiërs 9 vers 26 het hy gesê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan my vuis soos een wat dit nie in die lug slaan nie. Hy weet, ek jaag. Hierdie woordjie jaag kom van die Griekse woordjie dioko af. En daai woordjie jaag beteken om te vlug, om vinnig te hardloop, om iemand agterna te sit, om 'n skelm persoon te vang. As iemand van jou gesteel het, jou selfoon gegryp het, en met daai selfde passie gryp ek, dis wat hy sê, dis my lewensrigting, ek jaag in die rigting, asof ek dit wil gryp. Dis die woord gryp, om iemand in te hardloop. Ons het in vers 12 daarvan gelees vanaand, nie dat ek dit al verkry het nie, maar ek jaag daarna, nou sê hierdie woorde, of ek dit kan gryp, ek is naby om dit te kry, omdat ek deur Christus ook gegryp is. Hierdie selfde woordjie kom ook daar in Lukas 17 voor, waar Jesus sê, ek sal vir julle sê, kyk hier, of hulle sal vir julle sê, kyk hier, of kyk daar, dit gaan oor die Christus, moenie gaan nie, en moenie agterna aanloop nie. In 1 Korintiërs 14 word die woordjie ook gebruik daar as hy sê, jaag die liefde na, gryp met alle mag die liefde, ook in Hebreërs 12, jaag die vrede na. Jesus het hierna verwys oor die vervolging wat ons te beurt sal val in Johannes 15 vers 20, dieselfde woordjie, toe Jesus sê, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Wat Jesus hier sê is, as hulle agter my aangehardloop het om hulle hande om my te slaan, om my te gryp, daar in die tuin van Getsemane, moenie verbaas wees as die wêreld dit met jou ook doen om jou te gryp nie, om jou te vervolg nie. Paulus sê hierso vriende, daar's 'n lewensrigting, die regte rigting. Hy praat met kinders van God en hy sê vir hulle, julle moet pas op, daar is rigtingsteelers. Dinge wat jou aandag aftrek, wat jou fokus laat verloor. En dit is asof hy hulle aandring om te sê, die een ding is nodig. Daar's een lewensrigting wat nodig is in hierdie lewe. En ek wil net vanaand met jou praat oor hierdie tema, die regte rigting. Die regte rigting. En as ons vir mekaar sê, daar's iets soos 'n regte rigting, dan moet ons eerstens vir mekaar sê, daar's ook iets soos die verkeerde rigting. Paulus het daarna verwys in vers 14, toe hy sê, ek vergeet die dinge wat agter is. Daar's 'n pad wat agter hom was, wat hy van afskeid neem, wat hy vergeet. Daar's 'n verkeerde rigting ook gewees in 'n mens se lewe. En hy sê, ek strek my uit na wat voor is. Ek dink ook so my onwillekeurig in die Ou Testament aan die gebeurtenis van Lot en sy vrou, soos wat ons dit lees daar in Genesis 19. Ek leer 'n les uit Lot se vrou se lewe uit. Ek lees vir jou graag vers 15 van Genesis 19. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. Vers 17 is op die skerm. En toe hulle hul na buite gelei het, sê hulle, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Vers 24 sê, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede wat op die grond groei, en wat op die grond groei eerder. En dan vers 26.
En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Sy het teruggekyk in die verlede, sy het omgekyk. Die engele sê vir Lot en sy vrou, vlug vorentoe. Moenie omkyk nie, staan daar. Dis asof hulle sê, laat los die dinge van die verlede, los die dinge wat agter jou is. Moenie meer fokus op die dinge van die verlede nie. Jy en ek weet dat jy kan nie vorentoe beweeg as jy agtertoe kyk nie. Hoe kan jy vorentoe verskoon my plat taal? Hoe kan jy vorentoe ry met jou kar as jy in die reverse spieeltjies kyk? Jy kan nie vorentoe beweeg as jy agtertoe kyk nie. Dis ook die woorde van die Here Jesus gewees daar in Lukas 9 vers 62. Toe Jesus sê, niemand wat sy hand aan die ploeg staan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Lot se vrou het iets geleer wat Paulus ons teen waarsku. Sy het geleer op 'n harde manier, vriende, wat is die prys wat jy betaal as jy in die verlede bly leef, as jy in die verkeerde rigting kyk. Die Here Jesus het toe hy ook verwys het na Lot se vrou in Lukas 17, het eintlik gepraat oor die gevaar om in die verkeerde rigting te kyk, veral met betrekking tot die wederkoms. Die dag as die Here kom, moet jy nie in die verlede leef nie. Dit gaan ek vir jou wys hier in Lukas 17 vers 29. Jesus sê, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het swaal en vuur van die hemel afgereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word, die wederkoms van die Here. In daardie dag, hoor die waarskuwing, moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. En dan hierdie woorde, dink aan die vrou van Lot. Hoekom sê Jesus dit? Omdat die vrou van Lot agtertoe gekyk het. Omdat sy in die verkeerde rigting getuur het. Dis die waarskuwing van die Here Jesus Christus. Lot se vrou. Ek dink aan Israel. Die volk Israel, wat al reeds in die woestyn was. Maar hulle bly terug verlang na die vleispotte van Egipte. Jy lees daar Numeri 11 vers 4, waar sê die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus gevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Vers 5, ons dink terug aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet. Ons dink terug aan die komkommers en die waardlemoene en die prui en die eie en die knoffel. Nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net manna voor ons oë. Hulle onthou die goeie dinge van die verlede, die vleispotte van Egipte, maar hulle vergeet maklik die jammerklagte, die slawerny, hoe hulle verdruk is, hoe hulle tot God geroep het. En Eksodus 3 vers 7 sê die Here die woorde, ek het die ellende van my volk gesien in Egipte, ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ek ken hulle smarte. Israel vergeet dit. Hulle dink terug aan die goeie. Telke male murmureer hulle teenoor Moses en sê, mis ons Egipte. Hoor jy hoe hulle terugdink? Hoe verlang hulle terug? Dit sou vir hulle beter wees in Egipte. Hoekom het God hulle uitgelei om hulle te laat sterf daar in die woestyn? En terwyl hulle in die verkeerde rigting kyk, verloor hulle fokus. Hulle kan nie vorentoe beweeg nie, hulle stagneer, hulle gaan staan stil. Hulle verloor rigting, hulle verloor passie. Dis wat gebeur as jy in die verkeerde rigting tuur. Ek lees dit ook in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testamentiese kerk, van 'n man met die naam van Demas, wat aan die verkeerde rigting kyk. In 2 Timoteus 4 vers 10 staan, Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het. Die geliefde apostel sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 15, vir kinders van God, moenie die wêreld lief hê of die dinge van hierdie wêreld nie. Paulus skryf aan die gemeente van Korinte, gaan onder hulle uit die wêreld, ons is anders as die wêreld, gaan onder hulle uit, sonder julle af. Dis 'n ander rigting waarin die kinders van God moet beweeg, 'n regte rigting. Ons word nie aan die wêreld gelykvormig nie, sê Romeine 12 vers 2 vir ons. Die uitstaande kenmerk van kinders van God, vriende, is om anders te wees. Die mense moet kan sien, ons leef en ons beweeg in hierdie rigting.
Dis juis ons lewensrigting wat vir die wêreld wys, ons is nie soos die wêreld nie. Dis juis as ons 'n regte keuse maak om in die regte rigting te beweeg, dat mense Christus in ons sal sien. Daarom sê Paulus hierso in vers 13, ek vergeet die dinge wat agter is. Hoor mooi, hoekom sal hy sê vergeet? Hier word vir ons iets opgesluit oor hoe om van die verlede, die agtertoe kyk, die drang na die agterkant toe. Wat maak dat ek die heeltyd soontoe wil kyk? Daar's dinge wat ek nog nie vergeet het in my lewe nie. Dit staan nie hier. Ek vergeet die dinge wat agter is. As ek die heeltyd agtertoe leef, beteken dit, vriende, ek kan nog nie die dinge van die verlede vergeet nie. Wat maak dat kinders van God in die verlede leef? Wat maak dat hulle voortdurend in die verkeerde rigting tuur? Daar's dinge in die verlede wat nie vergeet kan word nie. Daar's dinge in die verlede wat ons terughou. Ek sê vir u, daar is geraamtes in ons kas wat ons nie kan vergeet nie. Dit keer ons om in die regte rigting te beweeg. Paulus sê, ek vergeet dit. Ek vergeet die dinge. Daar is dinge, vriende, in die verlede wat ons moet vergeet. Dinge wat ons agter ons moet los. Dinge wat ons uit ons stelsel uit moet kry. Kinders van God lei vandag miserabele lewens, want hulle het vasgehaak, soos die Lotse vrou, soos die volk van ouds, vasgehaak in die verlede. Daar's dinge wat in die verlede hulle inhaal. Hulle bly daaroor top. Daar's dinge wat in jou brein en die geheue van jou verstand weggeberre word, ingebrand is in jou gemoed. Dit bly jou verknies. Dit vreet aan jou geluk. Dit vat jou vreugde weg. Dit vreet jou liggaamlik, geestelike gesondheid op. Paulus sê, dis hoekom ons in die verlede bly. Ons vind dit moeilik om te vergeet. Wat moet ons vergeet? Wel, ons moet ons sondes vergeet. Ons moet ons sondes vergeet. Jy moet jou verlede vergeet. En as ek sê jy moet dit vergeet, beteken dit nie jy moet vergeet asof dit nie bestaan nie. Dit moet erken word, bely word en dan moet vergifnis daarvoor verkry word. Wie het hierdie woorde gesê? Paulus. Dink jy Paulus sou die apostel wees wie hy was, as hy die hele tyd moes stop oor sy verlede? Die woord sê vir ons, hoe was sy lede? Hy was 'n misdadiger, hy was 'n sondaar. Daar in Handelinge 26 vers 9 sê hy, wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyhandige dinge teen die naam van die Here Jesus gedoen het. Vers 10 sê, dit het ek ook in Jerusalem gedoen. Ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit. So dikwels as hulle omgebring is, doodgemaak is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster. Ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede. Hy was 'n vervolger. In Galasiërs 1 vers 13 sê hy, julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. Hy het gemaai onder kinders van God. Dit was sy geskiedenis. Hoe kan Paulus vorentoe beweeg? Hoe kan hy van die kinders van God, van die liefde van God vertel? Hoe kan hy in die regte rigting beweeg, indien hy nie iewers die kuns geleer het om sy verlede, dit wat in die agter is, te vergeet nie, dat hy daarmee moet handel en dit te vergeet. Ek sê ons almal het 'n geraamte in die kas. Ons almal het 'n sonde waar ons spyt is. Vriende, sonde het 'n manier om 'n geweldige mag, 'n greep op jou lewe te hê. Sonde se effek, al is jy daarvoor vergewe, haal jou in. Dit het die vermoë om jou te breek. Jakobus 1 vers 15 sê, dit kan die dood voorbring. Daar's 'n skuld wat daardie sonde op jou pak. Selfs al het God jou daarvoor vrygespreek, dit dra nog swaar op ons gemoed. Dit agtervolg ons soos 'n bloedhond. Dit pla ons in ons gewete. Dit vreet ons lewensvreugde, ons vrede, ons blydskap, ons lewensgeluk op. Ons gesondheid lê daaronder. Daarom moet ons sondes agter ons los. Ons moet iets vergeet as ons in die regte rigting wil beweeg. Nou, ons moet dit nie vergeet asof dit nie bestaan nie.
Ek sê ook nie ons moet skynheilig wees en maak asof ons dit nooit gedoen het nie. Nee, ons moet vergifnis van daai geraamtes in die kas kry. Miskien het jy al vergifnis daarvoor gekry. En as ek dan vergifnis verkry het, en God het my vrygespreek, God het my vergewe, dan moet ek myself ook vergewe en vryspreek. En dan moet ek ook daardie dinge vergeet, sodat ek in die regte rigting kan beweeg. In 1 Johannes 1 vers 7 en 9 staan, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van al ons sonde. As ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dawid het 'n enorme stryd met sy sonde gehad. Daar's 'n psalm daaroor geskryf en ek het die psalm vir u ook op die skerm aangebring. Psalm 32 vers 1 tot 5. Luister bietjie saam. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. 3 maal gelukkig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, toe ek dit nie bely het nie, het my gebeente uit, kyk die effek van sonde op sy lewe, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my murg het verander soos die somergloed. My sonde het ek aan u bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Die effek om vergifnis by God te kry en dit te vergeet. Dis wat die Here met ons sondes doen. Ons belede sondes. Hy werp dit agter sy rug. Hy dink nooit weer daaraan. Die 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, die ou dinge het verbygegaan. Hy werp dit in die diepte van in die see. Ek het navorsing gedoen, die diepste plek in die see word die Mariana Trench genoem, wat 11 kilometer diep is, in die diepte van die see. Dis hoe diep God jou sondes in die see werp. Nog dieper, die bekende diepste plek wat die mens al vandag kon met eksplorasie gesien het, is 11 kilometer diep. Dis hoe diep hy ons sondes in die see gewerp het, sê die woord, Micha 7 vers 19. Vriende, die regte rigting word bepaal in die mate wat jy jou verlede kan vergeet en daarmee kan handel. Daar's 'n verkeerde rigting en die sonde, die Satan sal jou voortdurend aan hierdie sondes herinner. Hy sal jou treiter dag en nag. Hy sal jou en jou verlede herinner totdat jy hom op die dag aan sy toekoms herinner. Ons moet ons sondes vergeet. Die tweede wat ek vinnig noem, ons moet ons foute vergeet. Ja, vriende, Paulus sê in Filippense 3 vers 12, nie dat ek het al verkry het of al volmaak is nie. Vers 13, broeders, ek reken dat ek dit nie self al gegryp het nie. Wat sê Paulus? Hy erken, hy's nog nie volmaak nie. Hoewel hy 'n kind van die Here is, maak hy foute. In Jakobus 3 vers 2 sê Jakobus, ons almal struikel dikwels, almal van ons begaan foute. Wys my iemand wat nie 'n fout maak nie, en ek wys jou iemand wat niks doen nie. Ons almal maak foute. Hoekom dink jy het ons dinge soos 'n uitveer? Of Tipex, flaterwater? Hoekom het ons op 'n rekenaar se sleutelbord iets soos 'n delete knoppie of 'n backspace? Ons almal maak foute. Dis hoekom God gemaak het dat daar paneelkloppers is, panel beaters. Want ons maak foute. Ons foute kan reggemaak word. Dit kan herstel word. Ook die vyand wil hê dat ons die hele tyd aan ons foute dink, vaskyk aan ons foute. Hy wil hê ons moet daaroor top. Ons moet ons daaroor verknies, sodat ons dit ons aftrek in 'n swart gat van pessimisme en depressiwiteit. En as hy dit kan regkry om ons besig te hou met die foute van die verlede, raai wat? Maak hy ons passief vir die groot geleenthede in die toekoms. Ons is onaktief dan. Ja, vriende, ek kan vandag my foute erken. Ek kan vandag my foute erken. Ek kan na die mense toe gaan teen wie ek gefouteer het en hulle om verskoning vra en ek kan uit my foute uit leer. En Paulus sê om dit te vergeet. Ek kan vandag dit ook
vergeet. Maar ons moet ook ander mense se foute vergeet. Ja, vriende, dis dalk nie jou sondes en jou geraamtes en jou kas wat jou slaaplose nagte gee nie. Dis iemand anders se geraamtes wat jou slaaplose nagte gee. Iemand anders se foute, iemand anders se skade. Ons moet dit ook vergeet en vergeet. Ek kan nie vorentoe beweeg, ek kan nie in die regte rigting beweeg as die dinge van die verlede my terughou nie. Doen die regte God uitgevaardigde ding. Vergewe, kies om te vergewe. Jesus sê as ons bid, en ons staan en bid in Markus 11 vers 25, as en jy bid en jy kom agter iemand het iets teen jou, sê dan hierdie woorde, bid dat die Here jou oortredinge sal vergewe, soos wat jy ook jou oortreders wat teen jou oortredings gedoen het, kan vergewe. Ons het baie gepraat oor die verkeerde rigting, en dis nie eintlik waar die boodskap gaan nie. Ek probeer regtig in my gemoed positief 'n boodskap vir u bring. Maar ons moes net so 'n bietjie praat oor die verkeerde rigting, en nou gaan ek baie vinnig na die volgende twee verwys. Daar's ook iets soos 'n regte rigting. Die regte rigting. Kyk wat sê Paulus in vers 14. Hy het die dinge vergeet wat agter hom is, en dan hierdie woorde, ek strek my uit wat daar voor is. Ek strek my uit, ek jaag na die doel. Wanneer mense Bybelstudie doen van verskeie karakters in die Bybel, vriende, dan kom jy agter dat almal van hulle 'n keuse moes maak om die dinge van die verlede, die goeie of die sleg van die verlede, een kant toe te sit. Nie net sondes nie, maar goeie ambisie, positiewe dinge wat in die pad staan vir jou en my om in die rigting van Christus te beweeg, om dit, liewe vriende, sê Paulus, as drek te beskou. Daar's baie persone, karakters in die Bybel wat 'n lewensuitkyk verandering gehad het om in die regte lewensrigting te kom. Hulle het vorentoe gekyk, en een hoofstuk in die Bybel wat baie mooi toegedig word aan hierdie manne is die geloofshoofstuk wat jy vind in Hebreërs 11. Ek gaan na twee sulke individue verwys, en dan wil ek net vir 'n oomblik terugkom by die apostel Paulus. Die eerste wat ek wil noem is Abraham. Jy lees van Abraham in Hebreërs 11 vers 8 staan, dis nou iemand wat sy verlede los en in die positiewe intuur, in die toekoms intuur, die lewensrigting van homself verander. Jy lees in Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgenaamde van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag, positief in die rigting getuur, wat fondamente het, waarvan God die boumeester is. Die Engels sê, for he was looking forward. Hoor die rigting waarin Abraham gekyk het. He was looking forward to the city with foundations. Hy het 'n lewensrigting gehad. Die geloofsheld Abraham. Ons geloofsvader se fokus was in die regte rigting. Dit was vorentoe. Selfs al het hy in 'n vreemde land vertoef. Selfs al was tentwoning sy blyplek. Hy het homself as 'n pelgrim gevestig, sy oë gerig in die regte rigting op die Here Jesus en die komende koninkryk, die stad, die goue Godstad. Ek lees van Moses hier in vers 24 van Hebreërs 11, wat dieselfde lewensrigting inslaan, die regte rigting. Daar staan in vers 24, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as al die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Daar was iets, 'n lewensrigting in Moses se lewe. Hy het uitgesien na die beloning. Hierdie Moses was opgevoed in die beste koningshuis. Weelde het daar glad nie ontbreek in sy lewe nie. Hy kies om aardse rykdom en status en eer agter hom te sit, om daarvan te vergeet. Hoekom? Sodat hy die Here Jesus Christus met sy smaadhede eerder in die sig kan stel. Hy kies teen die wêreldse rykdom en praal. Sy oë was op 'n ander plek. Vorentoe.
in die regte rigting. Ek wil nie veel sê oor Paulus nie, ons praat die hele aantal oor hom, maar hierso nou het ek my skerm vergeet, in Filippense 3 vers 8 sê hierdie woorde, hy ag alles as drek om die Here Jesus Christus as wins te kan verkry. Ek wil net gou daar kom, verskoon. Hy gaan nou daar wees, ek's amper klaar. Daar sê, in Filippense 3 vers 8 sê Paulus, ja, ek ag alles ook skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus, my Here terwille van wie ek alles prys gegee het, om Christus as wins te verkry. In ons teks en oordenking sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. So daar's iets wat jou terughou, om in die regte rigting te beweeg. En dan wil ek laastens net noem, maar wat is dan die rigting? Is die rigting vorentoe? Is die rigting, vriende, in 'n sekere mate om voor jou te wees? En dan kom ons by die derde punt om te sê, nee, die rigting is nie vorentoe nie, die rigting is boontoe. Dis die regte rigting. Die rigting is bo. Kyk wat sê vers 14. Hy jaag, hy vergeet die dinge, hy strek na voor. Hoekom? Om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis sy doel. Sy oë is gefestig na bo gerig. Aan die gemeente van Kolosse sê hy, soek die dinge daarbo waar Christus is. Bedink die dinge daarbo wat nie op die aarde is nie, die dinge daarbo. As jy die brief van Filippense bestudeer, sal jy agterkom dat Christus Paulus se hele lewensrigting was. Hy het Christuswaarts, voorwaarts Christus mars gegaan. Die Here Jesus was sy lewensrigting gewees. In Filippense 1 vers 21 sê dit, Christus is my lewe, vir my is die lewe Christus. Hy sê in Filippense 2 vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook 'n Christus was. Vir my is die lewe 'n gesindheid. Christus is daardie gesindheid. Christus is sy wins in Filippense 3 vers 7 en 8, vers 8 wat sê, maar wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, ek ag ook alles skade, terwille van wie ek alles prys gee, om Christus as wins te verkry. In Filippense 3 vers 14, ons teks en oordenking vanaand sê hy, Christus is my doel, my lewensroeping, my lewensdoel op die aarde, ek strek my uit en jaag om die doel te verkry, en dan sê hy, wat is daai doel? Christus Jesus. Christus is sy blydskap net in die volgende hoofstuk, Filippense 4 vers 4. Christus is sy instaatstelling. Dis omdat hy sy oë op hom hou, dat die lewenskrag van Christus, vanuit Christus se kleed, uit die hemel, in Paulus se lewe invloei. Hy is hierdie lewenskrag, wat hom tot alles toe in staat stel. Vir kinders van God, liewe vriende, is daar een lewensrigting, daar's een uitkyk, waartoe ek en jy onsself moet uitdaag. Dis nie eers vorentoe in die lewe nie. Dis boontoe. Dis waar die Here Jesus is. Ek weet nie of u vir Corrie ten Boom ken nie. Sy het die volgende gesê, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. Hebreërs 12 vers 1 sê hierdie woorde, dat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons is, soos 'n Petrus op die storms, die oë gefestig op die Here Jesus. Die oë gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof. Jou en my lewensrigting, there's only one way. Boontoe, daarbo. Ons oë is op die Here Jesus Christus. Hier is nou die boodskap. Ek en jy word daagliks gebombardeer, liewe vriende, met tydstelers, met rigtingstelers, met afdraaipaadjies, goeie goed, wonderlike goed. Maar wat ons aandag van die Here Jesus afhaal in ons lewe. En wanneer ons aandag van die Here Jesus afgehaal word, vriende, dan kan ons nie in die regte rigting beweeg nie. Miskien is daar iets in jou verlede, dinge van jou verlede, wat jou besig hou. Dinge in die verlede, liewe vriende, wat maak dat jy nie vorentoe kan beweeg nie, of opwaarts kan beweeg nie. Dinge wat jou stroop van die volheid wat daar in die Here Jesus Christus is. Miskien ander mense se dinge in jou lewe.
Ander mense wat op een of ander manier 'n invloed in jou lewe gehad het, en jy kry hulle net nie afgeskit nie. Jy kry daai trauma, daai seer, net nie afgeskit nie, vriende. Besef vanaand, dit help jou om in die verkeerde rigting te gaan, daardie dinge. Dit druk jou in die verkeerde rigting, en dit gaan oor 'n keuse, 'n doel. Een ding, sê Paulus, ek kies om die dinge te vergeet. Dis 'n keuse, 'n wilsbesluit wat jy vanaand moet neem, net so, 'n wilsbesluit. Om vir die Here te sê, daardie dinge, daai geraamtes is vanaand klaar. As ek by hierdie kerk se deur uitbeweeg, dink ek nooit weer daaraan nie. En ek vergeet dit. Ek kies om nooit weer daaraan te dink nie. Dit is verby. Ek maak vanaand 'n wilsbesluit, 'n geloofsstap. Ek trek vanaand 'n streep in die sand en ek sê vir myself en vir die duiwel en vir die Satan, wie ook al, ek sê tot hier toe vanaand en nie verder nie. Van nou af is daar een doel in my lewe. Dis boontoe. Dis om die Here Jesus Christus te ken, die krag van sy opstanding. Wat belemmer die regte rigting vanaand in jou lewe? Mag die Heilige Gees vir jou wys, ook in die aand. Wat verhinder die deurbraak van God, ook in jou lewe? Kyk jy vanaand soos Lot se vrou agtertoe? Hou jy daarvan om in die verlede te leef? Die seer van die verlede, vriende. Die Here sê, leer uit die lewe van Lot se vrou. Luister na Lot se vrou. Leer die les by Lot se vrou. Kom ons gaan vorentoe. Kom ons fokus op die Here Jesus. Ons gaan nie net vorentoe, ons gaan boontoe. Ons hou ons oë op hom. Ons is nie soos Petrus, vriende, wat vir 'n oomblik ons oë op hom hou en dan kyk ons weer links en regs. En die sorge van die lewe bring ons weer af nie. Nee, ons stuur, ons kies om die wêreld se stemme wat ons aftrek. Ons kies teen dit en ons kies die Here Jesus. Ons kies die regte rigting. Mag die regte rigting in jou lewe posvat. Mag die regte rigting in jou lewe deel word van jou daaglikse lewe. Elke oggend as jy uitstap om te sê, hierdie ding wat ek doen, hierdie wat ek aanpak, help dit my om die regte rigting te beweeg met God of nie. Here Jesus, ons aanbid U groote naam. Ons aanbid U dat U vanaand met ons kom praat het. Dankie vir U woord. Dis 'n ou versie. Filippense 3 vers 14 in die woord. Paulus leer ons iets. As hy sê een ding, die een ding, ek het baie goed as drek beskou, afgeskryf, want dit belemmer my fokus, dit belemmer die rigting wat God in my lewe vir my het. Dit trek my af, soos dit Petrus se aandag afgetrek het. Rigtingsteelers. Daar's dinge wat ek vanaand moet vergeet. Seer wat in my hart opkom, wat ek moet vergeet. Ek moet dit vergeet. Ek wil nie, Here, maar ek weet ek moet. En daarom wil ek U vra om my te help om my keuse te maak, om vanaand te sê, ek vergeet dit. Ek vergewe daai mens. Ek vergewe myself. Ek vergewe myself vir al die foute wat ek gemaak het. Dankie dat U my vat soos ek is. Dat U bereid is om vir my te kom sterf het soos ek is. En dat U my wil verander. U transformeer my deur wedergeboorte. U Gees oortuig my. Ek bely my sonde voor U. Die dinge wat ek in die verlede terughou, Here Jesus, ek bring dit voor U. Dis voor U openbloot. Ek kan dit wegsteek in 'n kas. Maar dis vir U openbloot en vanaand opnuut bring ek dit na U toe en ek vra, Here Jesus, U het my reeds daarvoor vergewe. Ons weet dit. Maar laat dit afsak tot in my gemoed. Daai vergifnis, daai regverdigmaking, daai vryspraak. Ek kies vanaand om net weer dit te aanvaar. Ag en Here, kom my swak geloof te help. Leer my daai geloof om U te vertrou vir die werk dat U nie halwe werk doen nie. Dit is verby. Dankie vir die wete dat U my sondes in die diepte van die see inwerp. U dink nooit weer daaraan nie. Wat 'n voorreg. Dankie dat Paulus ons leer, die ou dinge het alles verbygegaan. Dis 'n nuwe dag. Dis 'n nuwe geleentheid. Hier's 'n venster van geleenthede voor my oop. Hoekom wil ek in die triespieeltjie kyk? Hierdie ou klein ou spieeltjie in my lewensvoertuig. Nee. Ek kies om vorentoe te kyk. Ek sien hierdie groot venster voor my oop van geleenthede. En as ek deur hierdie venster tuur, dan sien ek die Here Jesus Christus. Terwyl ek in hierdie wedloop voleindig en hardloop, sien ek hom aan die ander kant van die lewensbaan en hy moedig my aan en hy sê, kom my kind. Die stryd is nie te swaar nie. Dis amper klaar.
Werp alles in die stryd. En ek wil vanaand soos 'n ou kind by 'n kleuterskool renbaan resies by 'n 60 meter, wil ek soos 'n ou klein seentjie kom staan en ek sien u daar aan die ander kant van die wenstreep en u moedig my aan. Ek sien hoe u op en af gaan en u roep u kinders. En u sê kom, moenie gaan lê nie, moenie terugkyk nie. Kyk vorentoe. Ek bid so vir elkeen van ons dat u daai reiniging sal bring in elkeen van ons se hart. Dis waarvoor u gekom het. Dis waarvoor u gesterf het. Ja Here, ons gaan hemel toe. Ons het die ewige lewe. We have a pie in the sky. Maar hier op aarde, terwyl ons nog lewe, terwyl ons nog tydelik as tentbewoners op hierdie aarde is, wil die inspraak maak in ons lewe. Ons kan die dinge wat ons aftrek, die bande van die wêreld, kan ons versaak. Ons kan daarvan vergeet. En ons kan vorentoe gaan. En u help vir ons. En u doen dit ook wat u beloof is en gesê het u sal doen. En dit bid ek in Jesus se naam met dank. Amen. Amen.